Die voormalige uitvoerende hoof van die Kankervereniging van Namibië, Kurt Johannesson, het 'n groot gedeelte van sy lewe gewy onder meer aan kankerpasiënte, diegene wat die dood in die oë staar en bejaardes. Hallo en welkom by Klets Kompas, ek is Irene Marie van der Walt en vandag bring ons jou onderhoud met die einste Kurt Johannesson nadat die palliatiewe sorgeenheid op Swakopmund wat deur die Kankervereniging van Namibië geopen is, na Johannesson vernoem is. Maar vir eers gaan gesels ek en Annemarie de Tooy oor die nuus in Môre se Republikein en vir nou gaan kyk jy na die eerste inskrywings in Republikein se Kiki kompetisie vir Maart. Annemarie de Tooy saam met my in die Klets Kompas ateljee op ons laaste episode van Klets Kompas vir hierdie week. Annemarie, hoe gaan dit? Klein Saterdag. Klein Saterdag. Klein Saterdag. Indien niks anders nie. We'll always have Klein Saterdag. Ja, also, we are nothing if not consistent. Ons is niks as ons nie consistent is nie. Ja, maar in Môre se Republikein natuurlik weer kolligblad op die agterblad. Lekker vermaaknuus daar, jy het geskryf oor ballet. Ja, die Nasionale Balletskool, die Nasionale Balletskool van Namibië, ekskuus, doen van die 11de tot die 14de Maart 'n produksie van Peter Pan, waar hulle die kyker reguit nooit gedag toe vat. Ek dink dit gaan baie opwindend wees. Hulle het die hele balletskool betrokke, van die 5-jariges wat hulle jongste is, tot hulle oudste senior dansers, en dan natuurlik 'n danser van die Kaapse Ballet en 'n danser van die Johannesburgse Ballet wat ook kom om deel te neem aan die produksie. Ja, ek het nooit besef ons het 'n nasionale balletskool nie. Ek ook nie. Ek het iets geleer Ek is nie alleen nie. Ek het iets geleer die week. Ek het geweet ons het balletskole, maar ek het nie geweet ons het so 'n ernstige hierdie is in Namibië se balletskool nie. Ja, maar dit was ek is nogal opgewonde. Ek dink ek gaan definitief 'n draai gaan maak daarso, if for nothing else vir kollig. Maar ek het ballet gedans toe ek jonger was en Peter Pan is een van my gunsteling produksies. So ek is baie opgewonde om dit te gaan kyk en dit klink baie belovend en kan jy imagine daai 5-jariges met hulle klein toetoetjies wat net daar rond dwaal en spin en ek is baie opgewonde. Ja, ek wou nou gaan in jou balletervaring en hier is nou natuurlik jong kinders wat ballet doen. Hoe dink jy dra so iets by tot iemand se lewe? Vir my ballet het vir my ongelooflike dissipline geleer. Dit is 'n dansvorm wat ek dink jy moet ongelooflik gedissiplineerd wees in alle aspekte van jou lewe. Tannie Sharon van 'n Vyver was my balletjuffrou. Dit bly my tot vandag toe by. Sy was ongelooflik kwaai geweest, maar oor goed soos as jy laat was vir klas, het sy jou buite toegesluit. Ongeag of jou mamma betaal het vir daai klas of nie, as jy laat was, het sy jou toegesluit. Die manier hoe jy jou tone punt, en ook vir liggaamsontwikkeling is dit baie, baie belangrik. Ek hoor altyd, ek het baie groot kuite, en ek wil vir Tannie Sharon vir dit ook dankie sê, maar dit bou spiere in jou, en dit werk spiere in jou, wat jy nie eers noodwendig geweet het gewerk kan word nie. Ja. So ek dink, fisiek en emosioneel, laat dit jou met baie lewenslesse. Ek sê altyd, dit is die een ding waaroor ek die spytste is, dat ek het opgehou doen het, want toe ek opgehou ballet doen het, toe is daai selfdissipline ook net by die venster uit. Maar ja, ongelooflik belangrik, ek dink, dit in gimnastiek. Ek dink as jou kind nie wil ballet dans nie, is gimnastiek die volgende beste ding wat jy kan doen. Dit help vir soepelheid, dit help net vir ontwikkeling op soveel vlakke. Ja, so gepraat van, ons het gister op Klets Kompas gepraat van nuwe Maart, nuwe ek. Ja. So jy kan nog terugkeer na ballet toe. Ek sê maar net, ons weet nou daar's 'n nasionale balletskool, ons het dit nou vandag geleer. Ek kan nie so baie nuwe dinge in Maart doen nie, en wow. Die 9 April ook. Ja, 9 April? 9 April is nuwe ook ek. 9 April nuwe ballet ek. Ja. dit is waar ons dit los vir nou. Ja. En dan ook in kollig 'n berig oor Hoort, spesifieke slypskool deur diegene wat betrokke is by Hoort, Johan Slabbert, Konrad Raal, Stephanie Baartman. Geweldige bekende name, Afrikaanse name, wat 'n slypskool gaan aanbied, wat hoofsaaklik gemik is op skoolgaande jeug, hier in Windhoek by die Windhoek Afrikaanse Privaat Skool,
Stephanie wat natuurlik gaan praat oor toneelspel, Konrad bietjie meer oor dit waarin hy ervare is, wat nou klavier en musiek is, en dan ook Johan Slabbert wat woord geskryf het, wat dan nou bietjie gaan praat oor hoe om 'n toneelstuk te skryf. En dis iets waarvoor ek moet sê, ek is baie dankbaar vir my werk in hierdie oomblikke, want alhoewel dit vir skoolkinders hoofsaaklik is, gaan ek daarso wees. Ja, ek dink 'n mens kan so baie leer. Maak nie saak wat se ouderdom jy is nie. Ek meen, as jy na Stefanie kyk spesifiek en ek wil glad nie van Konrad of Johan wegvat nie, maar vir my en vir die lyn waarin ek wil hê my beroep moet gaan, is dit vir my so belangrik om by Stefanie te kan leer en om 'n spons te gaan wees daar. En natuurlik glo ek mos mense is nooit te oud om iets nie te leer nie. Ek meen Henry het gaan na die slypskool toe want sy wil meer leer. So ek dink net dit is so ongelooflik en dan natuurlik die feit dat hulle dit gratis doen. Daai ontwikkeling vir nie net Namibiese jeug nie, maar Namibiese TV, Namibiese mense, Namibiese toneelspel om by iemand met soveel ervaring te kan leer, weet Stephanie, Johan of Konrad. Ek meen almal in hulle afsonderlike velde, maar dit is so ongelooflike geleentheid vir ons om te leer. Ek weet Maisou het gesê hulle gaan die interns ook stuur om daar te gaan leer, want maak nie saak hoe oud jy is nie. By so iets dink ek is daar altyd iets wat jy kan wegvat. Ja, ek dink al is dit nie noodwendig iets wat jy gaan gebruik nie. Ek dink of wat jy dink jy gaan gebruik nie. Hierdie tipe dinge het 'n manier om weer op te duik, 'n bietjie later, jy weet. En dis ek dink die ding van kennis en ervaring is jy weet nooit of jy dit gaan nodig hê nie. Ek self, jy ook 'n student nou. Jy weet soms hoor jy goed op universiteit en dan dink jy by jouself, I'm never gonna use that. Ek gaan nie nodig wees nie, maar ek moet vir jou sê, dinge wat ek my eerste keer in die universiteit geleer het en gedink het, gaan hierdie nie nodig hê nie, is dinge en beginsels wat ek nou elke dag in werk stel. So ja, 'n fantastiese geleentheid om te leer as jy belangstel in skryf, belangstel in musiek, belangstel in toneelspel, die kunste in die algemeen. En woord klink vir my ook soos 'n fantastiese stuk. Ek is baie opgewonde daarvoor. Woord gaan oor hoofsaaklik taal en hoe taal half bepaal waar ons onsself vind en waar ons gemak vind in die samelewing. En hoe verskille in taal onder families half 'n skeiding kan veroorsaak en 'n skeiding kan wees in families. So dit klink vir my baie interessant. Ek is baie opgewonde. Ja, ek meen ek gesels nou die dag met iemand en ek het 'n neefie. Sy is nog baie klein, hy is nou eers 7 jaartjies oud. Maar ons is 'n baie Afrikaanse familie nog altyd gewees. Ek meen my ouma en my oupa was albei Afrikaanse onderwysers gewees. En my neefie het begin TV kyk toe hy baie jonk was. En hy praat net Engels. En nie omdat sy ma met hom Engels praat nie omdat enigiets nie. Hy kies om Engels te praat, wat obviously dis nie 'n probleem nie, maar in so 'n Afrikaanse huishouding was sy boetie ook, want hy het 'n ouer boetie, was ook altyd soos ek wil nie met jou speel nie. Want hoekom praat jy nie my taal nie? En daai tipe van ding en ek dink dit is belangrik dat ons verstaan en weer eens of ons het ons opge-Afrikaans 100 laas jaar, maar dit is belangrik dat ons verstaan hoeveel van ons beginsels en hoeveel van wie ons is kom van die tale wat ons praat. Ja, so taal natuurlik 'n baie groot deel van ons hier op Kletskompas. Ek dink 'n baie groot deel van enigiemand. En ek het ook vir Elisma toe sy hier op Kletskompas gesê, dat dit vir my so mooi is, hoe byvoorbeeld as jy kyk na die Afrikaanse taal, hoe almal in sy eie manier praat. En ons het hierdie verskillende dialekte, maar tog bly dit dieselfde taal en tog is dit iets wat ons met mekaar verbind. So daar sien jy al hoe belangrik is taal. Ons sal gaan uitvind daar by Woord, ek en jy Anne-Marie is daar. Ons is altyd oral. Ek en jy. Altyd by die FNB Woordfees. Ek moet sê ek is baie mal oor die FNB wat ek Woordfees. Ek het al 'n paar keer daar gesit en dan voel ek sleg. Omdat ek nie vir betaal het nie, want ons is 'n Republikeinse mediaborg, ek moet daar gaan werk. Maar jy is so bevoorreg om dit te ervaar. En dan beleef jy iets en dan is dit soos jy sê, kan ek nie nou vir jou die geld gee nie? Ek is jammer, wil jy my geld gee? Ja, asseblief. So ek dink ons is in 'n ongelooflike bevoorregte posisie en ek dink enigiemand wat in daardie saal of sale gaan wees tussen Swakopmund ook, gaan in 'n ongelooflike bevoorregte posisie wees wanneer hulle daar uitstap en hulle daaruit kon leer. Dit is altyd vir my so by die FNB want ek Woordfees. Ek weet nie hoe hulle dit regkry nie. Ek meen, na Bach en Beatles, ek wat glad nie klassieke musiek luister nie, soos
ek dink ek ken dalk Het ons jou een bekeer? of twee, julle het my bekeer. Julle het my bekeer. Ek meen, ek het met trane in my oë uit daai saal uitgeloop want dit was net vir my soos hierdie musiek het aan my gevat. Ja. En ek meen, laas jaar selfs toe ek die kore vir die FNB want ek woordfees gedoen het, ek het regtig so opgesien daarna want wie wil nou hulle Saterdag spandeer om kore te kyk en dit was vir my Het ons jou daar ook bekeer? Ja, dit was soos ek kon dit nie glo nie. Ek het daar uitgestap en toe het ek vir my kerel gesê, ek dink ons moet 'n koor begin. Ek dink ons moet of 'n koor begin of in 'n koor begin sing. So hulle het daai manier om net jy ervaar dit, jy voel dit. Dis nie net van jy gaan sit en jy gaan kyk en is nog iets om jou mee besig te hou nie. Jy stap daar uit 'n veranderde mens. Ja, dis altyd roerend om enigiets by die FNB wat ek woordfees te gaan sien. So ek hoop ek sien jou daar kaartjies vir Hoort op www.eticket.my.na. Dit is www.eticket.my.na. Dan is jy ook saam met my en Anne-Marie 'n bekeerde, 'n veranderde, 'n geroerde mens, dalk geklitste ook. Dalk 'n geklitste mens ook wanneer jy daar uitstap. So ons sien jou daar. Dankie dat jy by ons was, Anne-Marie. I am brave. I know I'm bruised. But I'm who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Wat ontstaan. Wat ontstaan. Wat ontstaan. Kort nadat die palliatiewe sorgeenheid op Swakopmund Huis Johannessen gedoop is, na Kurt Johannessen, die voormalige uitvoerende hoof van die Kankervereniging van Namibië, het Adam Hartman by hom gaan aanklop op Swakopmund. Ek is op Keetmonshoop gebore. 43. En ek het by my oupa en ouma groot geword. Ek is 'n buiteegtelike kind. In my boek ook Oneindig dankbaar, het ek dit ook gesê, dat ek 'n buiteegtelike kind is in die man wat daarna gekyk het en gesê, do you want to write it like that? I said, yes. It's not a disgrace anymore. So ek was op Keetmonshoop my hele lewe lank en ek was altyd, soos ek sê, by ou mense betrokke in die huis. Ek weet van hulle giere en geite en alles wat kom later. Ek het later ook, ek moes op standaard 8 uit die skool uitgaan om na die ou mense te kyk. Alhoewel ek 'n gratis 9 in matriek deur die onderwyspresent gekry het, of they offered it to me. Ek het nogtans begin werk, destyds by die spoorweg. Jy weet die ou mense het mos gesê, jy moet by die staat werk, of by 'n so inrigting. Nou ja, ek het daar begin baie lekker gewerk, heerlik gewerk, maar ek het na die ou mense gekyk. Ek het kos gekook, ek het vir hulle gesorg, was goed gedoen, en so het ek al meer en meer met ou mense betrokke geraak. En toe word my ouma baie siek, en hulle het haar Windhoek toe vervoer. En toe eendag toe kom my oupa en sê my oupa, ek moet asseblief vir my koffer pak, en ek moet 2 van alles pak in die huis, linne en so iets. Ek sê, hoekom? Ja, ek gaan ouer huis toe. Toe was sy alreeds daar.
Jy weet Adam, dit was vir my erg, om die ou kerel op die trein te sit, het dit vir my gevoel, ek sit nou 'n bees, hy gaan nou slagpale toe. It was bad. Ja. Onthou, ek was destyds 'n chokkertjie, of jong, nie meer 'n chokkertjie. En daar was hulle in die ouerhuis, waar ek nog meer met ou mense betrokke gaan. Ja. En Irene, my vrou, het ek daar ontmoet, en ons is ook getroud. So sy kom ook uit so 'n environment. Ek het elke maand, 2 dae, elke tweede naweek het ek Windhoek toe gery, nog op die ou spoorwegstelsel, PTO, en ek het net 'n kwart vir 'n kaartjie betaal. Verstaan jy? So, en ek moes na die ou mense kom kyk. Ja. Soos ek sê, hulle is toe later oorlede, albei, ek in Windhoek begrawe, en daar het ek Irene, my vrou, ontmoet, en ons is in 64 getroud. Ons is nou hierdie jaar Godfrey, 62 jaar getroud. Wow. Ek is toe later Lutheran's toe verplaas, en daar het ek werk verander na Toyban Colson, 'n groothandelaar, en ek was 'n rep vir 18 jaar, in die hele suide, ek het die hele suide bedien. Ek is later weer terug Keetmanshoop toe, nog steeds vir Toyban Colson, en toe het hulle my oorred om vir die Stadsraad te staan. Daar het ek toe amper 9 jaar gedien, 2 termyne as onderburgemeester en 5 termyne as burgemeester. Op daardie stadium was ek die eerste gebore Keetmanshoop kind wat toe die ambt bekleed. En so het ek al meer en meer ook betrokke geraak tussen ou mense. Ek het toe die ou mense en die versiering van die dorp as my stokperdjie gevat. Ek het na al die ou mense gegaan, Ouerhuis, De Lot, veral as hulle sê 85, 90 geword het, was ek by elke ou mens betrokke. Ja. Ek het na hulle toe gegaan, en die ding is, Adam, jy het almal geken. Ja. Dit was 'n voorreg, En reeds daar, moet ek eerlik sê, het ek al gehelp, baie mense die laaste pad doen, where you can die in dignity. And it's not everybody that's got this passion, tender, loving care. En dis die grootste verpleging aspek wat baie mense vergeet. Jy kan hoe goed wees, maar as daar nie liefde en tender, loving care by is, forget it. En reeds daar het ek al baie mense, was ek by hulle sterfbed, ek kon hulle oë toedruk. So it was not easy, but it was a privilege, baie groot voorreg. Why would you say that? Why would you call it a privilege? I think that not everybody's got that privilege. Some people don't want to have anything to do with death and dying. That is very important, and that's why this institution, this house, which now carries my name, the family's name, is a great honor, is a baie groot eer. And every family, elke familie, hoort eintlik voor die tyd al met mekaar te gesels. Kyk, vroeger, Adam het ons nie gepraat van kanker nie. Jy het gesê, hulle het daai siekte. En daai man het daai manlike siekte. Vandag sê ons prostaatkanker, borskanker, ons praat openlik oor kanker asof ons 'n koek bak in 'n kombuis. Vroeger jare, toe ek begin het, was dit eintlik 'n taboe storie. Niemand het dit gewaag om te sê. Vandag is dit 'n voorreg, ons kan daaroor praat. En elke familie
waar 'n geliefde, ek wil amper sê, voordat iemand siek word, hoort jy te weet, wat is elke pasiënt, wat is elke familielid se idee oor doodgaan. Wat word van my? Wat wil ek hê? Wil ek veras word? Wil ek begrawe word? Moet daar 'n kerkdiens wees? Moet daar nie 'n kerkdiens wees? En sulke dinge. Vandag, en as jy nie daaroor gepraat het nie, en een van jou geliefdes kry kanker, of kom ons sê, word net siek en is in hospitaal en is terminaal, daar is nie meer 'n omdraaipad nie. Dan moet 'n mens, jy moet die moed hê, en as jy nie die guts het om dit self te doen nie, dan kry 'n predikant, kry iemand wat in daai rigting werk en vra om jou te vergesel. Dat jy nie dit alleen doen nie. As hierdie 10 beddens vol is, kan ek vir jou sê, dat 50% daarvan is eensaam en verlate. Behalwe die mense wat hier werk, tender, loving care, bereid is om my hand te vat. En ook as jy sien, hy is besig om te gaan, of sy is besig om te gaan, vat 'n hand, hou vas, dat die persoon nie alleen is. Om daai pad te loop, en daaroor te praat, is nie maklik. Baie mense het dit vir my kwaadlik geneem, as ek gesê, weet julle van dat, en weet julle van dat, maar ma en pa gaan nie dood nie. Verstaan jy? Hulle wil nie oor die dood praat nie, omdat hulle nog nooit as 'n familie, as 'n familieklan by mekaar gesit het en daaroor gepraat het. Maar ons kan lekker sit braai, en ons kan lekker sit Sondag maar se kos vreet, maar ons het nie die guts om daaroor te praat. Lekker. Julle moet praat oor die einde, asseblief. Why? Because it's so necessary. Because otherwise they come here and still they don't know what's going on. En die Erongo gebied kan trots wees dat die kankervereniging hierdie huis daar gestel het. En soos ek vir jou gesê het, die Berenshuis, daardie testament is in my tyd geskrywe dat die kankervereniging hierdie huise sal kry. Ek was toe al op pensioen toe dit gebeur het. En die kankervereniging het goed gewerk en hulle het toe besluit om die 1/2 nou hierdie inrigting te maak. Dit is 'n voorreg wat baie dorpe nie het nie. En die Erongo gebied is 'n voorreg, en al dra dit my naam, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan oor die laaste waardige pad, 'n reis, wat elke pasiënt onderneem. And I wish them God's blessing. Daarmee die einde van vandag se episode van Kletskompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou, ons is volgende week weer op die kassie om 8 uur op Netwerk Televisie. Dit is DStv kanaal 285 en GoTV kanaal 25, as ook oneup2.com. Sou jy dit nie op die kassie wil hê nie, maar liewer aanlyn. Tot volgende week, is dit mooi bly.